Ek wil u vra om die Bybels weer saam met my oop te maak by Lukas 17 gaan ons daar aangaan. Ons gaan wees by deel 2 vanmôre. En die vraag waarmee u huis toe is, was gewees, is my identiteit vry? Okay, is my identiteit vry? So vanoggend gaan ons by die tweede gedeelte uitkom, Lukas 17 of Lukas 9 vers 37, verskoon my. Lukas 9 vers 37. So, ons praat oor my identiteit wat onderdruk is. En ons gaan vanmôre kyk hoe God my identiteit vrymaak. En God vir my roep tot 'n lewe van vryheid. Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, het 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar 'n man uit die skare, "Meneer, ek smeek u, kyk 'n bietjie na my seun. Hy's my enigste kind." Vers 39, 'n gees pak hom onverwags beet. Dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry stuiptrekkings en ook skuim om die mond. Die gees hou aan hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jesus, "Ongelowige en onaardige slag, hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier." En terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en hy laat hom ewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. En almal was verslae oor die gesag en die grootheid van Jesus Christus. Amen. Nou, ons het laasweek hierdie gedeelte gelees. Ons gaan vanoggend weer na die gedeelte kyk en ons gaan dit van 'n ander hoek af gaan ons dit 'n bietjie benader. Nou, ons het twee goed gesê. Ons het gesê hierdie kind kry in vandag se mediese terme kry hy epileptiese aanvalle en die tweede ding wat ons gesê het is nie alle epileptiese aanvalle is demonies nie. Ons kan nie daai afleiding maak nie. Dis nie medies korrek nie. Maar in hierdie geval het ons gesien toe Jesus die demone aanspreek, het die kind gesond geraak. So in hierdie geval, in hierdie verhaal, kan ons sien dat demone speel 'n rol by siekte ook. Maar wanneer ons kyk na hierdie gedeelte toe, dan sien ons die volgende, dat die seun se identiteit, wat was die seun se identiteit voor Jesus? Die seun was gesien as 'n maansiek kind. Baie dankie. As 'n maansiek kind, of dat hy met die maan gepla was. Nou, of hy was gesien as 'n malkind. Sy maats het hom gespot as die valkind of die malkind. En ons kan aangaan daarop nie. Jy kan nou self terugdink toe jy op skool was en as 'n kind wat nie lekker is nie, wat sou hulle vir hom genoem het? Ek dink in die seun se geval, in sy eie hoedanigheid, het hy maar sy malgheid aanvaar. Wat dan nou? In die Joodse tradisie, as 'n kind of 'n seun as 'n kind gesien word, dan is hy al so 11, 12 jaar oud al. So hy kom nou al 'n hele tyd saam met dit. Hy het homself gesien later miskien as ek is 'n siek kind. Ek is 'n abnormale kind. Ek is een wat nie lekker inpas by al die goed wat aan die gang is nie. Die mooi van die verhaal is dat die pa het hom nie so aanvaar nie. Die pa het gesê, "Meneer, ek het een kind. Ek het een seun. En iets is nie lekker met hom nie. Kan jy hom nie aanraak nie?" Daai passie, daai opgewondenheid van 'n pa teenoor sy kind, hy laat hom nie los nie. Hy bly opgewonde oor sy kind.
Jy weet, as ek kyk vandag hoe ouers hulle kinders hanteer, wanneer 'n kind sê Down syndroom is of hy het een of ander siekte, hoe ouers uit hulle pad uit gaan om hulle kinders te help, dan wys dit weer vir my die Vader se liefde in hierdie geval. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie na die woestynvaders. Evagrius, Ponticus, hy was 'n asketiese gelowige wat in die woestyn gebly het en hom afgesonder het. En hy het geglo aan eenvoud en om sy hart en sy gedagtes op God te fokus. En hy het die volgende gesê: gedagtes heg aan wonde en word later identiteit. Baie belangrik as jy dit wil neerskryf. Gedagtes heg aan wonde en wonde word later jou identiteit. So byvoorbeeld, kan ons sê dat 'n wond wek vrees. En dan vrees wek vreesgedagtes. Gedagtes word gewoontes en gewoontes word identiteit. En dis waarom ons gesê het van laasweek af dat baie keer dan leef mense in hulle trauma en hulle raak nie ontslaaf van hulle trauma nie, en die trauma ontwikkel dan later in jou eie identiteit in. Ek is maar soos wat ek is. Met ander woorde, trauma steel jou identiteit. Deur te sê jy is 'n slagoffer, jy sal altyd so wees en jou storie het geëindig. Tannie Louise, ek gaan spesiaal my boodskap vir jou stuur hierdie week. Jy hoef nie al die notas te maak nie, want ek weet jy luister, so jy hoef nie notas, ek gaan my boodskap vir jou stuur. Maar vir niemand anders nie, is net tussen my en jou. Is dit reg so? Amen. Ek spot so maar, ons is aanstuur. So trauma sê, jy's 'n slagoffer, jy sal altyd so wees, en dit jou storie, en jou storie het geëindig. Dis wie jy gaan wees. Maar die evangelie sê iets anderste. Die evangelie sê, jy is nie wat met jou gebeur het nie. Kan ek 'n amen kry? Jy is nie met wat met jou gebeur het nie. Jy is wie God steeds roep en wil vorentoe vat. So kom ek wil 'n paar goed sê oor wat in die woord gebeur. En Naomi, dit is nou nie verwysend na Naomi toe nie. Hier is Naomi in die Bybel. Jy's nie Naomi in die Bybel nie. Okay. So trauma skep vals name. Trauma skep vals name. Jy sien, wanneer jy deur trauma gewerk het, dan begin trauma met jou te praat. En wat ons vanoggend wil doen is, ek wil vir jou sê, luister jy, ja, erken jou trauma, maar fokus op wat die Here wil doen. Want God het 'n nuwe storie. Ek dink dis waar die paadjie inkom vanoggend ook. God het 'n nuwe pad wat hy met jou wil loop. 'n Nuwe identiteit wat hy met jou wil vat. Dan sê dit in die skrif kry mense soms name uit pyn uit. Met ander woorde, Naomi word Mara. Nou, uit die gedeelte uit daar, ek het dit nie bygesit nie. Sê Naomi uit Rut 1 vers 20, sê dit, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my bitterheid aangedoen. So sy verander haar naam na die bitterheid van haar binnemens toe, en sy wil leef in haar bitterheid. Wat Naomi beteken aangenaam en Mara beteken bitter. Met ander woorde, trauma laat haar self herdoop volgens verlies. Trauma sê, word wat jy gevoel het. Amen. Ek dink ons raak 'n baie belangrike ding aan vanoggend. Mense, as jy trauma beleef elke dag, dan is jy nie jouself nie. As jy elke dag spanning beleef, dan is jy nie jouself nie. Mans, as jy elke dag jou vrou afbreek en afkraak, moenie verras wees as sy jou oor 'n jaar of 2 gaan skei nie. Want geen mens wil afgebreek en afgekraak word nie. As jou woorde nie met sout besprinkel kan wees nie, moenie woorde gebruik nie.
Sê vir die ou langs jou, jy's pragtig man. Come on. Sê vir die een langs jou, vir alles het jou vrou, sê vir ek is lief vir jou man. Lief vir jou man. Maar kom ons veronderstel, jy kom uit 'n huwelik uit, waar jy geverbaliseer was, waar jy so kritiek gekry het, waar jy so afgebreek was, en jy is uit daai huwelik uit, dan wil ek vanoggend vir jou sê, jou storie het geëindig by daai huwelik. Jy is nie meer dit wat jy was nie, of dit wat elke dag vir jou gesê was nie. Jy kom uit dit uit. Jy word vry van dit. En vanoggend is 'n oomblik waarin jy ook vir jouself moet sê, ek is nie meer daar nie. Ek is nie meer in so 'n huwelik nie. Ek is nie meer in so 'n verhouding nie. Miskien was jy by 'n werksplek waar iemand jou altyd net afgebreek het en afgekraak het en nooit vir jou goed gesê het nie. Jy is nie meer daar nie. As jy daar uit is jy daar uit. En jou lewe is verander. En dis waar God inkom, waar God ons kom vat na 'n plek toe waar hy vir ons op 'n nuwe pad bring. Ouens, God bring ons op 'n nuwe pad. God vat jou in 'n nuwe rigting. En dis nie 'n grondpad nie, dis nie 'n pad vol potholes en spykers en God vat, dis nie God se nuwe pad nie. God se nuwe pad is 'n pad wat gelyk is en waar daar vrede op is. En baie keer as ons keuses maak, kom ons sê jy gaan in 'n verhouding in, kom ons sê jy gaan in 'n nuwe werksgedeelte in, is om te gaan kyk, gaan ek gelukkig wees met dit? Daar's mos nou 'n tydperk, nê? Jy word eers vir 'n maand op 'n proefbasis aangestel. Gebruik die maand om vir jouself ook te sê, luister, maar gaan ek nie gelukkig wees? Is dit die plek waar die Here wil hê ek moet wees? Gaan ek dit maak hierso? Ons val nie vir alles nie. Ons gaan vorentoe beweeg soos wat die Here wil hê hy met ons wil stap in ons lewens. So kom ons kyk na die volgende gedeelte. Ja, maar hierdie water is lekker. Ja. Kom ons gaan kyk nou hoe God identiteit herstel. God doen selde onmiddellike uitvee van trauma. Hy doen herbenaming. Dis net 'n beginsel. Dis nie die alfa en die omega nie, maar God doen herbenaming. Stap 1. God roep jou by jou naam. Dit is vir my altyd so lekker. En dan julle die storie van die weermag wat ek julle vertel het laasweek. Baie keer kom ons en mense noem vir jou iets. En jy was miskien 12 jaar of 15 jaar of 20 jaar toe iemand iets vir jou genoem het. Maar nou is dit 5 jaar of 10 jaar later. En nou moet jy weer die persoon en die persoon sê, maar jy was mos nou dit. Sê nee my maat, my lewe het heeltemal verander. Ek is glad nie meer dit nie. Die Here het 'n nuwe pad vir my kom maak. Ek is op 'n ander roete. Moenie nou meer kom ou goed dig aan waar ek was nie. Hè? Ek lag so baie keer wanneer ek 'n ou skoolvriend ontmoet, dan sal hulle altyd vir my sê, "Oh Nolsie, yes, like it nie. Ek onthou jy so en so en so en so." Ja. Dit is so, maar ek is nie meer daar waar ek was nie. En so hy gee vir my 'n nuwe naam. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jesaja 43 vers 1. Sê dit gou saam met my. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Ek is nie my vrou sinne nie. Ek is ook nie my pa sinne nie. Ek het verhoudinge met hulle. Maar in hierdie geval, die alfa en die omega, die begin en die einde, die Here drie-enig, hy sê, jy is myne. En ek sal vir jou sorg. En ek sal vir jou die pad wys. En ek sal saam met jou stap. Ek sal jou gees verander. Ek sal vir jou 'n nuwe pad wys waar jy moet stap. Stap jy saam met my. Stap nommer 2 is, hy gee jou 'n nuwe verhaal. Yes, dit is my so mooi. Gaan kyk in Openbaring 2 vers 17. Ek sal jou 'n nuwe naam gee. 'n Nuwe verhaal gee in jou lewe. Daar kom 'n tyd in jou geestelike lewe waar die Here jou naam verander.
Hy sê hy sal dit eendag doen, maar hy sal dit ook nou doen. En ek wil hê jy moet hierdie week, moet jy spesiaal jou tyd gaan maak met die Here, en vir die Here gaan vra, Here, wat is my nuwe naam? Wat is my nuwe naam? Wat is my geestelike naam wat U aan my wil koppel? Ons kry dit nogal baie onder die swart gemeenskap, waar die ou se naam is, kom ons sê Mbeki, maar sy mense noem hom graceful, of blessings, of peace. Hulle gee altyd sulke baie mooi name. Veral as hy 'n kind van die Here geword het sy ouers hom ook 'n geestelike naam gegee. As jy hulle vra, dan kom jy agter, maar hoor jy, hier soveel mooier goed saam met hierdie persoon. En dan stap 3 is, baie belangrik, die wond bly, maar regeer nie meer nie. En hier is die voorbeeld van Jakob. Jakob wat met God gestry het, Jakob wat met die engel beklei het en hom nie gelos het nie, het God vir hom 'n nuwe naam gegee, maar hy het mank geloop. So baie keer is die wond nie dadelik opgelos nie, maar God kom en hy kom gee vir jou 'n nuwe naam. So kom ons kyk daarna. Die geestelike beginsel, God werk dikwels so. Hy roep, hy hernoem jou, hy vorm jou, en dan vervul hy. Waarmee vervul hy? As iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepping. Nie 'n verbeterde ou mens nie, jy het 'n nuwe identiteit. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Ouens, wanneer ons in Christus Jesus inkom, dan kom daar 'n nuwe identiteit in ons. Ek verstaan die lewe het nog dit, en ons is in 'n lewe, en ek lyk nog dieselfde, maar in my binnewêreld groei daar 'n nuwe identiteit, waarmee ek saam met Christus kan stap. Kom, ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee. Hou vas. Saulus word Paulus. Ek gaan nou vinnig werk. Hy van 'n vervolger na apostel. Saulus was, sy Joodse identiteit was, dit was 'n koninklike naam gewees. Maar hy word Paulus, dit beteken klein of gering. Baie belangrik. Die Here, wanneer hy ons vat, bring hy ons altyd terug na die minste toe. In die koninkryk van God is, hoe minder jy is, hoe groter sal jy word. Dis maar net hoe dit werk. Okay, so God bring hom na die gering toe, na die klein toe, en hy vat hom van 'n kerkvernietiger na 'n kerkplanter toe. So dit is wanneer God in Paulus se lewe instap. Kom ons kyk na Abraham. Abraham word Abraham. Abraham beteken verhewe vader, maar Abraham beteken vader van baie. Van 'n kinderlose man na 'n vader van nasies. Kyk die storie van die Here, né? Die Here se storie is baie groter as wat ons dink. God kan baie groter dinge doen as ons hom net toelaat om dit te doen. Amen. Sarah of Sarai word Sarah, van skaamvrou na moeder van beloftes. Genesis 7:17 vers 15 sê, jy mag haar nie meer Sarai noem nie. Haar naam is Sara. Sara beteken prinses. Nie net vir Abraham nie, maar vir nasies. Dink gou 'n bietjie, wat kan jou naam wees? Wat kan jou goddelike naam wees? Laat dit gou 'n bietjie in jou gedagtes, miskien sê die Heilige Gees vanoggend vir jou dit. Wat kan jou goddelike naam wees? Amen. Verdriet na plesier toe. Angs na vrede toe. Wat kan jou naam wees? Jakob word Israel, van bedrieër na Godstryder. Genesis 32 vers 28 sê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en mense geworstel en oorwin. Jakob het gesê, hy's 'n hakskeenhouer en 'n bedrieër, maar God verander sy naam na Israel, hy wat met God worstel,
God verander, die wond aan sy heup bly, maar sy identiteit verander. Amen. Ek was 'n jong man, ek was seker so 22, ons het een nag, het ons so 24 uur gebedstyd gehad, met vas en alles wat daarmee saam is, en daar het 'n man opgestaan en hy het gesê, die Here verander my naam van Nols na Israel toe. En Israel beteken is een wat met God geworstel het, God wat, of een wat geworstel het en oorwin het. En in my lewe kan ek sien hoe die Here vir my altyd die oorwinning gee, maak nie saak in watter saak ons betrokke is nie, God bring altyd die oorwinning, want dit is sy roeping op my lewe. Amen. Is dit nie lekker nie? Dit is lekker om aan te dink nie. Ek gaan nie 'n verloder wees nie. Nie in een saak nie. As ek regverdig voor die Here staan, gaan die Here altyd vir ons, of vir my, die oorwinning gee. Wat wil die Here vir jou doen? Amen. Nou miskien kom daar 'n klomp verskillende name na jou toe. Wil ek hê jy moet dit gaan neerskryf. En begin te bid daaroor. Begin te skryf daaroor. Kyk wat die Here vir jou wil sê. Kom ons kyk na Simeon. Simeon word Petrus, van 'n wisselvallige man na rots toe. Johannes 1 vers 42 sê, jy is Simon, jy sal genoem word Sefas. Dit beteken Petrus. Simon, 'n riet wat beweeg, met ander woorde, hy is onstaanvastig, die simboliese taal van dit. Hy word heeltyd rondgeslinger of rondbeweeg deur die wind, waar Jesus vir hom kom sê, ek gaan die evangelie in jou plant, jy sal soos 'n rots raak, standvastig wees. Jy sal kan stabiel wees. Hy word Petrus genoem, lank voor hy stabiel is. God noem jou volgens wie jy gaan word, nie wie jy was nie. Amen. Dit kan jy gerus neerskryf. God noem jou volgens wie jy gaan word, en nie volgens dit wat jy gaan was, wat jy was nie. En dan kom ons by Gideon uit, en hierdie is hierdie profetiese ding. Gideon word genoem dapperheld. Sê gou saam met my, dapperheld. Dit voel soms so iets soos Rambo, nee. Dapperheld. Kan hierdie ding aanpak. Onthou julle wat ek julle gesê het, toe ek die eerste swem gedoen het van Robben Eiland, het ek gesê, dapperheid en sterkte, het ek geroei deur die waters. Dapperheid het so energie in hom. Amen. Ek sê baie keer vir die span, ek sê wanneer ons 'n ding moet doen, sê ouens, ons is dapper. Ons kan dit doen. Ons kan nie deurgaan. Imagine die Here noem jou dapper. Dapperheld. Jesus, jy gaan vir jou vrou sê, moenie met my sukkel nie. Ek's dapper. Dan kan Wolraad Woltemare, die dapperheld, wat met sy perd daar in hy water kon ingegaan het, en 16 of 17 mense kon hy gered het. Dapperheld, daar's ietsie binnekant. Ouens, God wil ons wegvat van hierdie krampagtige, sieklike, klarige, mounerige mens. Dit is maar wat dit is, jy weet, ek moet dit maar aanvaar, ek is maar verdoem in hierdie lewe. Dis nonsens, dis leuns, dit is nie jou identiteit nie. God wil jou vat na 'n nuwe skepsel toe, in Jesus naam. Amen. So Rigter 6 vers 12 sê, die Here is met jou, dapperheld, nog voor sy oorwinning, terwyl Gideon wegkruip. God spreek identiteit profeties. En miskien is dit bietjie van ons werk ook, dat ons vir mekaar sal bid, en oor mekaar sal spreek, wat God wil doen, en God wil vir ons daardeur help. Met ander woorde, hierdie gedeelte kom dan, maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en aan sy pa teruggegee. En almal was verslae oor die grootheid van God. Luister gou hierso. Imagine, hierdie seun stap môreoggend met sy tassie skool toe. En hy het net so 'n groot glimlag op hom. En die kinders sê vir hom, ou malkind, en hy sê, no ways. Ek is nie meer mal nie. Ek val nie meer rond nie.
Daar's nie meer epileptiese aanvalle by my nie. Ek is 'n nuwe kind. Ek is 'n nuwe seun. Dink net wat het dit aan sy identiteit gemaak. Sy identiteit is vir hom teruggegee. Hy kon opgroei en hy kon 'n man word en hy kon sy sake doen en sy lewe deurvoer. Hy het seker eendag getrou en hy het eendag seker kinders gehad. Daai identiteit wat God wil herstel. 'n Seun wat deur sy pa so lief gehad was, dat hy verander is. Met ander woorde, die kerninsig is dit, wanneer 'n wond identiteit word, sê die mens, ek is so. Maar die evangelie sê, jy het seer gekry, en dis nie wie jy is nie. Jesus se bediening was juis om mense terug te bring na hulle ware identiteit. En dan sluit ek af met die volgende. Baie mense het nie 'n slegte persoonlikheid nie. Hulle het onverwerkte pyn. Mens kan dit baie keer so maklik agterkom. Wanneer jy met iemand gesels en jy hoor die almekaar dieselfde storie, dieselfde pyn, dit kom elke keer uit. Elke keer kom dieselfde ding uit. Jy kom nie oor jou verlede nie. Jou verlede beheer jou soos 'n epileptiese aanval. Hy bestuur jou, hy trek jou vas. Jy kan nie vorentoe kom. En ek wil vanoggend vir jou sê, God praat met ons om vry te kom, vry te wees. Kan ek 'n amen kry? God wil nie vir jou los nie. Bevryding is dikwels nie om iemand anders te word nie, maar om terug te keer na wie God jou bedoel het om te wees. Kan ons dit saam lees? Nie om iemand anders te word nie, maar om terug te keer na wie God jou bedoel het om te wees. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here. Dankie vir die Heilige Gees vanoggend. As die Here met jou gepraat het, wil ek hê jy moet op jou voete staan. As die Here vanmôre in jou geesmens vir jou aanspreek en vir jou sê, ek wil jou vrymaak, ek wil jou verlos, ek wil jou 'n nuwe identiteit gee, ek wil jou 'n nuwe naam gee, wil ek hê jy staan vinnig op jou voete toe. Dankie Here. We love you Jesus. We love you. Nuwe pad, 'n nuwe pad saam met die Heilige Gees, 'n nuwe pad. 'n nuwe pad. I'm not going to accept what I am. I'm going to live in the freeness of the Spirit. Amen. Is daar nog iemand? Nog iemand wat wil opstaan? Hier sit iemand in die diens vanoggend. Jy sien 'n pad. Jy sien die pad wat die Here vir jou wil hê. En as iets wat jou keer, wat vreeslik sterk is. En die Here sê, ek gaan jou help om los te kom van 'n ou pad, sodat jy op 'n nuwe pad kan kom. Want die ou pad is 'n pad wat jou gaan vernietig. Die ou pad is 'n pad wat jou gaan wegtrek van die ewige lewe af. Die ou pad is 'n pad wat jou gaan doodmaak in jou gees. Jy gaan my mis. Here, terwyl hier so mense staan vanoggend, wil ek saam met hulle staan en ek wil sê, Here, dankie dat U ons identiteit verander. Dankie dat U vir ons nuwe mense maak in Christus Jesus. Dankie dat U nooit ophou om vir ons nuwe mense te maak nie. U kom elke dag nuut met U gees en U kom werk nog 'n stukkie bietjie aan ons, Here. U bytel nog 'n bietjie weg van ons dit wat moet wegkom en U maak ons nuwe mense. Ek wil bid, Here, dat U identiteit van Christus sal deurbreek, sal losbreek in hierdie mense en dat hulle van oorwinning tot oorwinning toe sal beweeg in en deur die naam van Jesus. Here, ek wil elke sterk gees, ek wil elke trauma gesindheid, ek wil elke ding wat gebeur het in die verlede, wat miskien nog 'n houvas kan hê, wil ek breek vanoggend in Jesus naam.
En ek dank U, Here, dat hulle sal vry wees, soos wat U daai seun vrygemaak het, deur Jesus se naam. En ons dank U daarvoor.